Laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Nou vra ek iemand asseblief maar die enetjie wegvat, dan sing ons Psalm 9. Ons het Psalm 19 probeer, Magaliesburg, en dit het rof gegaan. So, kom ons sing hierdie Psalm 9, ekskuus, daar het nou weer gevrek. So, daar weer op en af. Dis 'n melodie wat ons redelik goed ken, en so pragtig. Ek sal van ganser harte Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Kom ons sing ook die 3de vers, as regter u die troon bestyg, u het die heiligdom gedreig, sodat die sondaars uitgedelg is, en daar van hulle geen stam of telg is. En dit praat van die Here wat geloof moet word, en wat ook as regter kom te oordeel. En die mense hoor daarvan ook in ons skriflesing vandag. Vers 1 en vers 3, Psalm 9, kom ons loof die Here. Ek sal van ganser harte Heer, die wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. As regter die troon bestyg, u het die heidendom gekry, sodat die sondaars uitgedelg is, en daarvan ook geen stam of telg is. Jy kan blaai na Gesang 57, ons sing daar vers 1 as skuldbelydenislied na die wet, en dan sing ons Gesang 327, al twee die versies, na die geloofsbelydenis as bevestiging van dit wat ons glo. Gesang 57 net vers 1, Gesang 327. 237, daar kom die dysleksie nou in. Ja, nee asseblief 237, dis die regte een. Dis 'n pragtige lied, vers 1, fokus veral op God die enig, vers 2, die wonder van God se woord. Kom ons loof hom daarmee na die geloofsbelydenis. Nou eers Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God. Maar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag
het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons wil vra aan ons liefde vir ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Ons is besig om die boek Esegiel te bestudeer, en in hoofstuk 36 van hierdie aangrypende profeteboek beskryf die Here wat hy doen wanneer hy hom sonde vergewe. Hy sê in vers 25, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En is net hier waar ons dink, gelukkig ek het nou nie 'n afgod wat daar op my kaggel staan vir wie ek nou buig nie. Maar ons moet onthou, Johannes Calvin het dit so gestel, die hart is 'n fabriek van afgode. Elkeen van ons het soms in ons lewe dinge wat vir my belangriker is as my liefde vir die Here. Vra jouself af, wat is die dinge in my lewe wat ek so graag wil hê, dat ek bereid is om sonde te doen om dit in die hande te kry? En soms kan dit iets baie goed wees. Soms kan dit my werk wees. My man, my vrou, my kinders, my eiendompie, my prestasies, my dink, wat mense van my dink, my eer, my trots. Die Here sê, dit is die drekgode waarvan hy ons reinig. Wat 'n genade, dat die Here sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Die liefde tot God eis dat ons gereeld, daagliks, ons sonde bely voor die Here. Die genade van die Here is dat hy ons skoon was, dat hy ons koppe optel, dat as hierdie wêreld in die oë kan kyk, kan sê, ek sien kans vir die week wat kom, dat my verhouding met die lewende God is reg. Mag die Here deur sy Heilige Gees ons die geleenthede gee, ons liefde vir hom uit te leef, in hierdie week wat voor ons lê. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo. Elkeen spreek in sy hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar is gekom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun,
Heer die Gees as God en Heer, Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstaan, is die grootheid Heer. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer, Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit Jesegiel hoofstuk 13. Jy sal sien reeds hoofstuk 12 vers 21 is die opskrif profesie teen valse profete. En die tema van ons prediking vandag is ook die gelowiges se stryd teen dwaalleer. Of ons kan dit ook positief stel, vir die suiwer leer van God. Ons gaan lees in hierdie gedeelte vers 1 tot vers 16. Luister na wat aan die gang is terwyl die volk in ballingskap sit, so die tyd, ongeveer 600 voor Christus, 597 is die eerste Israeliete weggeneem in ballingskap in die tyd van koning Jojagin, en Jesegiel was een van die ballinge wat weggevoer is. Ons lees in hoofstuk 1 sit hy by die Kedar rivier, en dis waar die Here homself openbaar, en hy iets van die heerlikheid van die Here sien, en met die heerlikheid van die Here in sy gemoed, in sy agterkop, in sy hele wese is hy reg om as profeet op te tree. En dan stuur die Here hom vir die onmoontlike taak om die volk te oortuig daarvan dat hulle verhouding met die Here moet regkry. Maar hy was nie die enigste predikant nie. Daar was 'n klomp wat gesê het, so sê die Here, maar die Here het nie so gesê nie. Nou kyk ons, waar het dit gebeur, hoe het dit gebeur, wat sê die Here daaroor? En dan gebruik hy twee beelde. Ons kry in vers 4 die eerste beeld, en dan vers 10 die tweede beeld. En dan uiteindelik gaan ons ook die laaste paar versies lees, waar die Here sê, wat is die impak daarvan op die volk, en hoekom dit so ontsaglik belangrik is, dat ons vandag kampvegters vir die waarheid sal wees. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid, Jesegiel 13 vers 1, en die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sê aan die profete wat uit hulle eie hart is, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, wee die dwaase profete wat agter hulle eie gees aan wandel, en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Jou profete, o Israel, soos jakkalse in pynhope. Hulle het in die bresse nie opgegaan nie, en die muur nie gebou om die huis van Israel, om in die stryd al te staan in die dag van die Here nie. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêery. Hulle wat daar sê, die Here het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie. Dan wag hulle op die vervulling van die woord. Het julle nie 'n bedrieglike gesig gesien en leenagtige waarsêery gespreek, deurdat julle sê, die Here spreek, terwyl ek nie gespreek het nie. Daarom, so sê die Here, omdat julle vals uitgespreek en leenagtige gesigte gesien het. Daarom kyk, ek het dit teen julle, spreek die Here. En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuns waarsê
Hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie, en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie, en in die land van Israel nie kom nie. En julle sal weet dat ek die Here is. Omdat hulle vir my volk verlei het deur te sê, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. En as die volk 'n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk. En sê vir hulle wat met los kalk pleister, dat dit sal afval. Daar kom 'n oorstromende stortreën, daar sal 'n oorstromende stortreën kom, en julle haalstene sal val, en 'n stormwind sal losbreek, en kyk, daar val die muur. Dan sal nie vir julle gesê word, waar is die pleister waarmee julle gepleister het nie? Daarom, so spreek die Here, ja, ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal 'n oorstromende stortreën kom in my toorn en haalstene in grimmigheid tot vernietiging. En ek sal die muur afbreek wat julle met los kalk gepleister het. En dit op die grond gooi, sodat sy fundament bloot gelê sal word. Dan sal die stad val, en julle sal daarin omkom, en julle sal weet dat ek die Here is. En ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur, en teen hulle wat dit met los kalk gepleister het. En ek sal vir julle sê, weg is die muur, en weg is hulle wat dit gepleister het, naamlik die profete van Israel, wat profeteer aangaande Jerusalem, en vir hom gesigte van vrede sien, terwyl daar geen vrede is nie, spreek die Here. Vers 21. Dan sal ek ook julle sluiers skeur, en my volk uit julle hand red, sodat hulle nie meer 'n buit in julle hand sal wees nie. En julle sal weet dat ek die Here is, omdat julle met leuns die hart van die regverdige droewig gemaak het, terwyl ek hom geen smart aangedoen het nie, en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie sou terugkeer, om hom in die lewe te hou nie. Daarom sal julle geen bedrieglike gesigte meer sien, en geen waarsêery meer drywe nie, maar ek sal my volk uit julle hand red, en julle sal weet dat ek die Here is. Dit tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, aan U die lof en die eer en die dank van ons harte. Ons is so dankbaar dat U ons God is en dat ons in die beskerming van U die Allerhoogste leef. Here Jesus, ons kom na U in onstuimige tye in Suid-Afrika, ook hierdie week wat voor ons lê, is ons bekommerd oor ons mense en ons geliefdes wat moet reis en op die pad moet wees te midde van opstande. En ons gebed is dat U ons mense bewaar. Here, dat U woord sal weer klink in Suid-Afrika van 'n regter wat op pad is en dat daar hoop is in hom en dat die vrede met hom belangriker is as enigiets anders. Here Jesus, ons vra dat U vir ons standvastig maak in ons geloof en vertroue op U, en dat U vandag ook opnuut vanuit die woord ons sal toerus vir die wêreld waarin ons leef en die lig wil laat skyn. Here Jesus, ons bid in die besonder vir ons jong mensies, ons dink aan ons kinders wat vakansie het, en ons vra dat U U hand oor hulle hou, en ons is so dankbaar vir die pragtige kinders wat U in ons toe vertrou. Ons bid in die besonder in hierdie week vir ons skoolverlaterskamp, Here, ons is so dankbaar vir ons kinders wat dit kan bywoon, en ons bid, Here, dat U ook daar die bedienaars van die woord en die Attie en sy vrou Hes sal seën in die bediening, maar ook, Here, dat U hand van genade daar hou, dat die waarhede van die woord in ons kinders se harte gevestig sal word, en dat hulle dit sal uitleef hulle lewe lank. Here Jesus, ons bid ook vir ons verbondsgesinne, vir elke huwelik, Here, ons vra dat U ook met ons werkende jong mense sal wees, en
die hand van genade oor hulle sal hou, dat hulle u pad getrou volg, en dat u hulle bewaar van die bose. Here Jesus, so bid ons ook vir elke verbondsgesin, Here, en dat u ook in die huwelik vir ons die genade skenk om u liefde uit te leef teenoor mekaar, en vir mekaar dit maklik maak om u gehoorsaam te leef. Here Jesus, so bid ons ook vir ons senior lidmate, ons bid vir ons kerkraad en vir ons susters aksie, en ons dankie vir die wonderlike werk wat hulle in die koninkryk doen. Here, dat u ons susters so vol met 'n liefde vir u, dat hulle diensbaar is en met groot nederigheid en diensvaardigheid u dien. Here, ons vra dat u hulle hande sterk. Here Jesus, so bid ons ook vir ons senior lidmate, en ons vra dat u in die wintertyd veral u oor hulle ontferm, dat u gesondheid skenk waar daar siektes is, maar Here, dat u vandag opnuut vanuit die woord ons verkoop, sodat ons hier kan uitgaan en kan weet, so die Here tot my gespreek, en dat ons die waarheid van die woord sal koester, en Here, dat ons daarvoor ook in die bres sal staan in die wêreld wat nie die waarheid verdra nie. Dat dit vir ons 'n beginselsaak sal wees om nougeset volgens die waarheid van u woord te leef. Dit vra ons in die naam van Jesus, wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, hierdie gedeelte in die Bybel en die beginsels wat hieruit na vore kom, is ingrypend belangrik in ons elkeen se lewe, want dit laat ons die vraag vra, hoekom sit ek hier? Wat is my prioriteit? Ons leef in 'n wêreld waar mense kerk toe kom, en of hulle dit uitspreek of nie, en dit dalk maar net in die diepte van die hart leef, ek is hier om 'n boodskapie te kry wat my laat goed voel. Ek is hier om 'n boodskap te kry wat, ek kan nie uitstap met 'n glimlag en dink, joh, ek is eintlik so bevoorreg en dit gaan met my goed. Ons leef in 'n tyd waar mense graag hoor oor die liefde van God, maar die oomblik as jy gekonfronteer word met jou eie sonde, dan is, nee, dit wil ek nie hoor nie. Praat oor iets anders. Moenie praat oor my sonde en oor die sonde waarmee ons te doen kry in hierdie wêreld en die dinge waarteen ons gewaarsku moet word en die dinge wat verkeerd is nie. Asof daar net een kant van die evangelie is. Asof ons net moet sê God is liefde, nie ook moet sê God is die regter wat op pad is nie. En dan word die vraag gevra, maar hoekom is dit so ontsaglik belangrik dat daar in die wêreld 'n AP kerk moet wees, en kerke moet wees wat veg vir die waarheid, die waar beginsels van God se woord, die suiwer verkondiging van God se woord, dat God se woord nog God se woord is, dat daar nie kompromie gemaak word met leuns, waar die dinge skeefloop. En dit is waarmee Esegiel geworstel het, en dit is waarmee ons vandag steeds worstel. Hier sit Esegiel, nou nie meer langs die Kedar rivier nie, in die stowwerige strate van Babel. En daar is op elke hoek 'n predikant. En hulle almal sê, so sê die Here, Here. Maar daar is baie van hulle wat sê wat die mense graag wil hoor. Die Bybel sê, Petrus, wat in hulle gehoor gestreel wil wees. En predikante kan dit baie goed doen. Ek as AP Kerk predikant kan dit baie goed doen. Na 30 jaar in die bediening weet ek waarvan mense hou om te hoor. En ek kan vir u 'n preek gee en u kan nie uitstap en dink, joh, ek is daarom oulik hoor. En ek kan preek uit die politiek en waaruit ook al, sodat die mense dink, jep, dit was nou 'n lekker preek om te hoor. Maar jy moet die uitstap vir jouself afvra, is dit die waarheid? Gelowiges in Berea het die woord wat Paulus tot hulle gespreek het gesê, ons toets dit
aan God se woord. En dit was Paulus wat vir hulle gepreek het. En dit moet die gesindheid wees van elke lidmaat wat sê, ek hoor, maar ek toets dit aan die Bybel. Is dit die waarheid? Die waarheid is vir my die strewe in die lewe dat ek 'n kampvegter is vir dit wat waar is. Ons elkeen moet vir ons vandag hierdie vraag afvra. Stap ek hier weg met die behoefte en begeerte en wete, wel, hierdie boodskap het my laat goed voel, of stap ek hier weg met die wete, dis die waarheid, en daarom hou ek daaraan vas. En in 'n wêreld wat gaan, as jy kyk, een van die grootste tydskrifte in Suid-Afrika, wat 'n geestelike, Christelike tipe tydskrif is die Voel Goed tydskrif. Is dit nie tekenend van ons tyd nie? Plaas dat dit eintlik moet sê, dis die waarheid, of jy daarvan hou of nie. Die eerste ding wat ons sien in vers 1 tot 7, is die bron van dwaling. Die kernprobleem in Esegiel se tyd, net soos vandag, was mense wat profeteer uit hulle eie hart en volgens hulle eie gees, sê die Here vir Esegiel. Hulle boodskappe is subjektiewe, menslike versinsels. En in werklikheid het hulle niks gesien. Esegiel het gesien, hoofstuk 1 het ons het saam met hom beleef, skrikwekkend, toe hy die lewende God ontmoet, hy het soos 'n dooie mens neergeslaan. Nie net daar nie, ons het ook in hoofstuk 3 gelees. Toe hy regtig God ontmoet, was dit nie meer 'n grap nie. Wat ons graag wil hoor, is net soos die Israeliete wat ons sê, hoor jy ou Moses, praat jy met ons, moenie dat die Here met ons praat nie, want dan sterf ons dalk. En in die tyd waarin ons leef, wil ons graag profete hê wat ons gehoor streel. Die dwaalering het ook gekom waar mense die gesag wat van God kom probeer kaap deur te sê, dis wat die Here sê, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie. Hulle is verwaand, hulle pleeg bedrog, geestelike, kerklike bedrog, en hulle skryf hulle leuns aan die Almagtige toe. Ek weet nie, ons is in die jaar 2026 nie daarvan gevrywaar nie. Ons het nog steeds mense en teoloë wat ons probeer oortuig. Dit is wat julle moet glo, dit is wat julle moet doen. Ons sien dit in die argumente wat mense voer. Ons het dit gesien in die debatte wat hulle gevoer het oor selfde geslagverhouding en daardie tipe dinge, waar mense die argument het. Maar wie is jy om nou te oordeel dat 'n ander nie mag lief hê nie? Hoekom mag my kind nie hulle hartsbegeertes nou uitleef nie? Julle is mos nou baie liefdeloos. Maar kom jy agter, dit gaan oor gevoel, dit gaan oor emosie, dis wat die argumente dryf. Dit gaan nie oor, wat is die waarheid van God se woord, en dat ek nou gesê volgens die waarheid van God se woord my lewe inrig nie. Maak jy ergens nie lekker kontak nie of iets. Weer kyk. As hy. So die vraag is, maak ek regtig kontak met die waarheid van God se woord? Of is daar 'n gekrap in my gehoor van dit wat ek werklik moet hoor? Vir die gelowige is 'n stryd teen dwaalleringe, in die eerste plek 'n stryd om die waarheid van God se woord self my eie te maak. Teenoor die openbarings wat mense nou vandag het en weer probeer oortuig. Kyk wat sê die Here Jesus, en hierdie is ontsaglik belangrik. Laat saam met my na Johannes 17 waar die Here Jesus die hoëpriesterlike gebed bid vir sy disippels en vir sy kerk vandag, dis een vir my. In Johannes 17 maak die Here Jesus hierdie uitspraak in vers 17.
Hy sê vir hulle in vers 16, wanneer hy teenoor die Vader spreek oor sy kerk en oor sy volgeling en sy disippels oor 1 Mei, sê hy, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En dis iets wat u en ek as kerk vandag steeds moet besef. Dit wat die Here Jesus gebid het vir sy disippels, vir sy kerk, vir jou en my, is steeds so. En dit moet my en jou gebed wees, Here, heilig my in u waarheid. Maak my lewe meer heilig, omdat dit volgens u woord is. En dan sê hy, u woord is die waarheid. In 'n wêreld waar mense jou probeer oortuig, daar is nie 'n objektiewe waarheid nie. Daar's net my opinie en jou opinie. Sê die gelowige, die kind van die Here, daar is 'n absolute waarheid en dis God se woord en dis waarin ek alles toets. Esegiel was 'n profeet wat van die Here die woord ontvang het en dit aan die volk gegee het in prediking. Ek het die volle openbaring van God se woord. En ons het niks meer nodig nie. Daarom 2 Timoteus 3 vers 16, waar hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Jy die Bybel. En dis waarin jy elke ding toets of dit die waarheid is. In 2 Petrus 1 vers 3 sê hy dieselfde, dat alles wat tot die lewe en godsvrug dien, het ons in wat die Here vir ons gee, het ons in sy woord. Jy hoef nie te wonder wat die waarheid is nie, jy het 'n Bybel. In die tyd waarin ons lewe is dit ontsaglik belangrik, in 'n tyd waar mense sê, ag, maar die Bybel is so oud, jong, 2000 jaar terug se goed, geld nie meer vir ons nie, daar is 'n kultuurgaping, jy kan nie net so spring van die Ou Testament voorskrifte na vandag nie, maar tog, daar dieselfde beginsels haal die Here Jesus aan wanneer in die bergpredikasie vir ons sê, dit is hoe jou hart moet lyk, dit is hoe jou lewe moet lyk, en hy haal aan die Ou Testament. Wanneer die duiwel kom met die Bybel onder die arm en vir hom sê, man, spring van die dak van die tempel af, want daar staan in die Psalm, sê engele sal jou op die hande dra en jy sal jou voet teen 'n klip stamp nie. Dan gebruik die Here Jesus die Bybel om te sê, daar staan ook geskryf, jy sal die Here jou God nie versoek nie. Dis hoekom dit so ontsaglik belangrik is dat ons die woord van die Here sal bestudeer, sal ken en daarvolgens sal lewe. Ons hou van goed wat ons emosie raak. Gister kyk ek na die voorprent van 'n film en ek het amper in trane uitgebars. Ons hou van goed wat ons emosioneel raak. Maar wat vir die Here belangrik is, is die waarheid. En dis wat hier in die slag gebly het in die tyd van Esegiel. Mense wat sê vrede, terwyl daar absoluut geen vrede is nie. Terwyl die vyand voor die deur is, terwyl die dwaling in die ore van die volk weer klink, daar's niemand wat opstaan en sê, dis verkeerd. Weet jy, ons almal is allergies vir konfrontasie. Niemand van ons hou daarvan om vir iemand te sê, jy is verkeerd, want dis wat God se woord, of jy is op 'n dwaalspoor, of hierdie ding is nie reg nie. En soms moet ons. Die beeld wat die Here dan gebruik, vers 4 tot vers 16, is die beeld van die jakkals en die beeld van die wit gekalkte muur. Kom ons kyk daarna, vers 4, hoor ons hoe hy praat oor die jakkals, en hy beskryf het so, jou profete o Israel soos jakkalse in pynhope. Nou is die vraag, wat maak jakkalse in pynhope? As jy 'n waghond het, en daar is 'n gat in die muur en die vyand is op pad, sal hierdie waghond jou probeer beskerm, die vyand storm en hom byt.
Hy sal nie toelaat dat die vyand deur die gat in die muur kom nie. Hy sê die jakkalse tree nie in die bres nie, dis die gat in die muur nie. Die jakkalse is daar om te aas. Maar kyk, is daar nie dalk 2 diere of 2 mense wat hulle kan aanvreet nie. Hulle is nie daar om 'n positiewe bydrae te lewer nie. En dis wat hy sê, dis hoe hierdie profete is in die tyd van Jesegiel. Hulle is jakkalse. Hulle aas, hulle maak misbruik van mense wat broos en blootgestel is en swaar kry. En hulle probeer hulle in die gehoor streel en sê, luister na my. En ek ken myself daar die mag toe om te sê, so sê die Here. En hulle verkondig dwaalleringe. Die Here sê in ons tyd en lewe is nog steeds dat daar mense is wat veronderstel is om herstelwerk te doen aan die gat in die muur, maar hulle buit mense uit, hulle doen nie herstelwerk nie. Dis is 'n predikant wat op die sterfbed in die hospitaal van bed tot bed gaan en vir elkeen wat hy teekom sê, man, jy is op pad hemel toe, geniet dit. Jy het nie idee of dit 'n kind van die Here is of nie, terwyl die Bybel baie duidelik sê, daar is een van 2 eindbestemmings. Gelowiges gaan uiteindelik by die Here wees en ongelowiges gaan uiteindelik helse smarte beleef. Almal het nie dieselfde eindbestemming nie. En wanneer daar mense is wat sekerheid nodig het, het jy 'n geweldige taak en verantwoordelikheid en voorreg om te sê, elkeen wat in die Here Jesus glo, kan seker wees van 'n hemelse eindbestemming. En elkeen wat Jesus verwerp as verlosser, kan seker wees van ewige smarte. Jy kan nie almal se gehoor streel en dink jy doen goed nie. As jy 'n bokser afreg vir 'n professionele geveg, jy sê vir jou, hoorie man, almal hou van jou, en jy is die beste. Jy hoef nou nie regtig so hard te oefen nie, maar jy is die beste ou wat ek ken, en jy gaan in hierdie boksgeveg, en wanneer hy met 'n bloedneus nou daar terugstap, gaan hy nie baie beïndruk wees met jou as afrigter wat hom die hele tyd op die skouer geklop het nie. Maar as jy afrigter is wat hom sê, nee, doen nog 'n paar van hierdie sit-ups en doen nog 'n paar van hierdie oefeninge en vat nog 'n paar houe in hierdie skermgevegte. En jy kan uiteindelik die houe vat in die geveg en jy kan uiteindelik die oorwinning behaal. Omdat jy swaar gekry het in die oefening. Dan is jy maar dankbaar jy die houe gevat. Jy vir jou kind net roomys en sjokolade gee en sê, weet jy, dis 'n gebalanseerde dieet, 'n roomys in elke hand. En uiteindelik sit jy met die vrottande en die kindjie wat nie die groente geëet het en die volle voedingswaarde ingekry het van 'n gebalanseerde ete nie. En ons leef in 'n tyd waar ons dink ons doen goed as ons stil bly as mense die naam van die Here minag. En ons dink ons doen goed as ons nie mense konfronteer wanneer hulle die eer van die lewende God aantas. Solank ek net nie Engelse woord stir of iemand aanstoot gee nie. Ons leef in 'n tyd waar ek so bekommerd is oor mense wat dalk kan aanstoot neem oor wat ek gaan sê. Dat ek min bekommerd is oor gee ek nie ook die lewende God aanstoot nie. Is werklik iets om oor na te dink. En elkeen van ons kom in daardie situasies. En vra jouself die vraag, waar moet ek stil bly en waar moet ek iets sê? En die Here Jesus leer ons weer eens, as ons teruggaan na Johannes 4, waar hy met die vrou by die put praat, leer hy ons hoe. Hoe konfronteer jy iemand met sonde, met groot geduld, met groot liefde? Jy storm nie in en slaan nou met die Bybel oor die kop nie. Jy wys vir hulle Jesus. Jy loop 'n geduldige pad tot die lig vir hulle deurbreek, maar jy doen moeite. Want jy kan nie dit wat reg is verkeerd noem en dit wat verkeerd is reg noem nie. Dit eer nie God. En waar die eer van die Here aangetast word, daar kan jy nie stil bly nie. En dis waar die AP Kerk in die gedrang kom. En ons as gereformeerdes in die gedrang kom. En ons as gelowiges vir wie die waarheid ontsaglik belangrik is in die gedrang kom. Want jy gaan op 'n stadium met mense gekonfronteer word wat die eer van die Here aantas. En as jy dan stil bly, dan gebruik jy die beeld van 'n wit gepleisterde muur. Die muur is besig om in mekaar te val. Maar jy maak dit bietjie mooi toe met polyfilla en jy verf in die mooiste kleure, dit lyk omtrent soos 'n skildery. Jy sê, kyk hoe mooi is hierdie muur. Kyk nou al daardie
fyn detail van die verf wat ek gebruik het. En ek het dierverf gebruik, maar wanneer die storm kom, wanneer die haal slaan, dan val daardie muur om. En die Here sê, dis waarmee ons besig is, wanneer ons in ons gehoor gestreel wil wees, wanneer ek daardie emosionele preke soek, mense wat net sê, vrede, vrede, terwyl ek in werklik nie vrede kan hê met 'n regter wat op pad is nie. Soms word hierdie muur opgebou deur die dade, jou eie dade, en jy bou daarop en dink, as jy net hierdie klompie goedjies doen, hierdie versies lees en hierdie gebedjie opsê, dan moet jy weet, jou lewe is reg. Jy kan maar 'n goddelose lewe lei, as jy net onthou, jy was 6 jaar oud toe jy gesê het, Here Jesus, ek is klein, maak my hartjie rein, en nou is jy reg vir die res van jou lewe. Maar jy leef ver buite God se wil. Die woord van die Here is baie ernstig daaroor. Die Bybel gaan nie oor sentiment nie, dit gaan oor die ware fondament, wat die storms van God se oordeel kan weerstaan, en dit is alleen Jesus Christus. En wanneer die tronkbewaarder van Filippi sê, meneer, wat moet ek doen om gered te word, sê Paulus en Silas, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Om aan hom vas te hou, en vir hom te leef, dit is die oplossing. Nie die wit gepleisterde polyfillamuur van my eie pogingkie, te sê, wel, ek het nou hierdie goedjies gedoen, ek het nou 'n ekstra R5 in die bordjie gegooi, en 'n ekstra versie gelees, die Here skuld my. Die Here skuld jou niks. Die feit dat jy vanoggend kan opstaan uit die bed is absoluut God se selfbeheersing en sy genade. Die feit dat jy hier kan wees, die feit dat hy jou verdra, die feit dat hy jou nog lief het, onvoorwaardelik, en voortgaan in sy liefde en verdraagsaamheid en geduld. Dis wonderwerk. Dit moet ons besef. Die lewende God het ons nie nodig nie, maar tog het hy ons lief. Ons kom uit in hierdie gedeelte sien ons uiteindelik die misleiding van mense wat opstaan teen God. Het stuk wat ons nie gelees het nie, praat van mense wat besig is met die okkulte. Hulle maak baantjies en gee hierdie armbaantjie en sê, hierdie sal jy nou beskerm. Ons het vandag nog steeds daarmee te doen. Mense wat in die okkulte betrokke is met sulke goedjies. As jy hierdie hamertjie om jou nek hang, dan is jy redelik veilig, niks kan sleg kan met jou gebeur nie. Vir 'n kind van die Here is die feite wat die Bybel vir ons sê, ons leef in 'n sondige wêreld. Ons leef in 'n wêreld met probleme. Vrede beteken nie geen probleme in my lewe nie. Vrede beteken ek weet God stap die pad saam met my. Die Here Jesus stel dit so in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Psalm 34 sê die Here dit, dat die regverdige se teëspoede is baie, is menigvuldig staan daar. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar die Here red hom uit almal. Die Here beloof ons nêrens in die Bybel 'n probleemlose lewe nie. Maar wat hy wel beloof is, hy stap die pad saam met ons. En dan is ons so ontnigter, as dit met ons sleg gaan, en ons verliese het, en ons swaar kry. Sê, ja, ek weet nie of God regtig is nie, maar kyk hoe sleg gaan dit met my. Die Bybel vir ons sê, juis in so 'n wêreld, maak God jou bewus daarvan dat jy hom nodig het. In 'n wêreld waar mense jou probeer oortuig, man, I did it my way. Ek loop my pad, ek het niks en niemand nodig nie, sê 'n kind van die Here daagliks, Here, ek het U absoluut nodig. Ek kan nie 'n minuut in hierdie dag leef sonder U nie. Ek het U nodig, net om by die werk te kom, en dan nog my werk vir U te doen, en U te verheerlik. In die manier hoe ek dit doen. Ek het dit absoluut nodig. Ouers maak kinders groot met die gedagtes soms. Weet jy, het is so moeilik om volgens die wil van die Here te leef. Ek moet vir my kind bietjie makliker maak. Ag, Boetan, jong, kom ons begin by die maklike goedjies. Jy het nou vandag nie iemand doodgemaak nie. Dis regtig 60 gebod. Ons het redelik, ons kan 'n regmerkie daar maak. En nou kan ons volgende begin werk aan jou jokkery. Net so 'n bietjie meer die waarheid praat. Maar die woord van die Here is baie ernstig daaroor. Die wil van God is die wil van God en dis onveranderlik. Ek probeer nie die Bybel vir my kind maklik maak deur te sê ons maak kompromie met sonde nie.
Maar ek verduidelik die evangelie vir my kind om te besef, my kind, hierdie 10 gebooie is gegee, dat ons besef hoe nodig ons God het, want elkeen van ons val elke dag in sonde, en dan moet ons sonde bely, en die genade van die Here ontvang, dat hy ons van ons sonde ons vergewe, en in Jesus daar die straf vir die sonde dra, want elke sonde word gestraf. Maar die standaard van God se woord verander nie. Ek moet net besef, ek het God absoluut nodig, ek leef in absolute afhanklikheid van die Here. In 'n wêreld wat onafhanklik probeer wees van God en enigiets en enigiemand, is dit die boodskap van die Bybel. Ons het God nodig. Hoe doen ons dit? Ek wil die 3 goed saamgee. Nommer 1, staan op die ware fundament. Moet nie tevrede wees met jou eie pogingkies en net luister na die goedjies wat vir jou mooi is nie. Soek die suiwer evangelie van Jesus Christus, wat nie sonde toesmeer nie. Hulle bring die vrou na Jesus wat gesondig het en betrap is in sonde. En hy sê, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En toe almal weg is en hy en die vrou is alleen, toe sê hy vir haar, ek oordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Jy hoef nie volmaak te wees om na Jesus te kom nie, maar hy los jou nie in jou sonde nie. Nommer 2, onthou, Jesus het in die bres gestaan, toe die vyand kom en aankla. Toe is Jesus die een wat in die gat in die muur staan, toe hy in die kruis vir ons sterf. Hy is die ware profeet, die groot profeet, ons middelaar. Hy het tussen ons en God gestaan om die straf vir ons sonde op hom te neem, sodat ek beskik kan wees teen die storm, wanneer die regter kom en hy kom. Dat ek vrede kan hê. Nommer 3, soek die waarheid. Want dit is net die waarheid wat 'n mens werklik vrymaak. En dit is baie ongemaklik in die tyd waarin ons leef. Ons sal veel eerder kompromie maak en onsself bietjie goed laat lyk voor mense, as wat ons sonder kompromie standpunt inneem vir die waarheid. Elkeen van ons was al daar, waar jy maar liewer stil bly, as wat jy iemand konfronteer met God se woord. Daar was 'n tyd wat ons seentjie so 4 jaar oud was. Daar was 'n gat in die heining gewees en daar was 'n swembad langs hom. En hy het 1 keer deurgekruip en gedink, dis 'n kordaatstuk, kyk nou net hoe oulik is ek kan dit reg kry. Net soos die hondjies, kan ek deurkry. Toe hy halfpad die 2de keer deur is, het hy 'n pak slaag gekry wat gemaak het dat hy nie weer daardeur wou kruip nie. En daar was trane. Ek dink ons trane was meer as sy trane gewees, maar dit was nodig. Besef jy liefhet God jou, die beproewinge wat hy wil jou pad bring, dat daar trane is, dat hy jou weerhou van jou eie hart, jou eie sondige begeertes, dat hy jou so lief het, dat hy deur hierdie moeilike omstandighede waarin jy op die oomblik is, jou terugruk na die waarheid van sy woord. Vandag beteken ek onsself onderneem na aanleiding van wat hier staan, dat in 'n wêreld waar daar kompromie gemaak word met leuns voortdurend, om te sê ek is 'n kampvegter vir die waarheid. God se woord is die waarheid. En ek gaan my bes doen om daar vir ons te leef en standpunt in te neem. Nie omdat dit my wil is nie, maar God se wil is. En wanneer die eer van my Vader aangetast word, dan kan ek nie stil bly nie. Ek is 'n waghond vir die waarheid. Want uiteindelik, wat hou ons oor? As ons voor die Here staan en die Here vra, maar wat het jy met my waarheid gemaak? Kan ek opstaan en sê, Here, dit was my ontsaglik belangrik in my lewe. Dis hoekom kan hierdie kerk behoort, dis hoekom ek die woord bestudeer, dis hoekom die woord vir my so ontsaglik belangrik is. En dis ongemaklik, maar dis absoluut die moeite werd om hierdie groente te eet van God se woord. Sodat jy uiteindelik sterk kan wees in die Here. Dwaalleer begin in ons harte, wanneer ons gestreel wil word in ons gehoor.
'n geveg vir die waarheid begin wanneer ons elke gedagte wat ons weet verkeerd is, gevange neem en diensbaar maak aan God in gehoorsaamheid aan Christus. Wanneer ek 'n boodskap hoor en dit vertroetel my sonde, dan moet ek oppas. Dan moet ek begin bekommerd raak. Wanneer ek uitstap van 'n boodskap en ek voel ongemaklik oor my sonde, dan moet ek besef, dis dalk die regte plek waar ek moet wees. Bou jou lewe op God se onwrikbare woord, wanneer die storm kom, en dit sal kom, dat jy kan staande bly, omdat jy op die rots gebou het, en Jesus Christus jou eerste prioriteit is. Amen. Kom ons vra dit van die Here. Here, ons kom na U in diep afhanklikheid, ons is mense en U is God. Here, U ken ons, daarom het U ook hierdie gedeelte in die Bybel gesê, want dit is so maklik, dat ons net pudding en sjokolade wil hê ons lewe lank, en nie die groente van die woord altyd wil eet nie. Dat ons net gestreel wil word in dit wat ons laat goed voel, en nie die harde werk doen, van opstaan vir die waarheid, en veg vir die waarheid. Tot ons op 'n punt kom, Here, waar daar soveel dinge, wat nie waar is nie, na ons kant toe gegooi word, en dan word ons gekonfronteer met hoe belangrik die waarheid regtig is. Ek wil nie gee dat ons reeds wanneer ons die woord oopmaak, ons die waarheid soek, en ons eie maak, dit deel maak van ons manier van dink en leef, en dat ons in 'n wêreld wat kompromieë maak met die leuen voortdurend, elke dag sal konfronteer met die waarheid van God, die waarheid van Jesus as enigste verlosser, die waarheid van hoop net in Jesus, die waarheid van die ewige heerlikheid wat wag vir kinders van die Here. Here, help ons daarmee deur die krag van die Heilige Gees, ons vra dit in Jesus naam. Amen. U het die brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds U waarheid meer aan my ontvou. Nou dit beteken dat die Here die waarheid van die Bybel vir jou duidelik maak. As hy die waarheid ontvou, beteken dat jy besef al meer, jy verstaan al meer die waarheid van God se woord, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. Met ander woorde, dan sien jy Jesus in die Bybel. Wie hy is, word vir jou al meer bekend. Vers 2, U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer. U maak my vry. Wat daarop volg, vers 1 en 2, Gesang 89. Ek herinner jy
in die bidstonde, net na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.